I know my brother that he will carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my sister that he will carry you. Goeiemôre en welkom by ons reis deur die boek van Matteus. Ons lees vandag van 'n baie interessante gebeurtenis met Jesus en sy disippels. Jesus het vir al sy disippels die vermoë gegee om bose geeste uit te dryf. En hulle het dit baie suksesvol gedoen tot op een dag wat dit nie gewerk het nie. Dit wys 'n mens maar net weer wanneer 'n mens gawes van die Here af ontvang, dat 'n mens nooit op jouself kan reken nie, maar altyd weer moet teruggaan en verstaan waar die Gees se werking vandaan kom. Kom ons lees vandag hier in Matteus 17 vers 19 en 20. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê: "Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?" Hulle praat nou van die bose gees. En Jesus antwoord hulle: "Deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het, soos 'n mosterdsaad," ek dink dit is die teks vandag, as julle geloof het, soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg kan sê, gaan weg hier vandaan, daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Hierdie is 'n kragtige teks, woorde uit die mond van Jesus, vir jou en vir my vandag, nog steeds relevant vir ons tyd. Die disippels het iets beleef wat hulle nie lekker verstaan het nie. Skielik kan hulle nie meer bose geeste uitdryf nie, of dan hierdie een nie. Hulle het al voorheen allerlei verskillende duiwels uitgedryf. Hulle het al wonderwerke gesien, hulle het al in die naam van Jesus veelvoudig opgetree. Nou, skielik word hulle gekonfronteer met hierdie onvermoë. En hulle misluk om 'n bose gees uit te dryf. En daarom kom hulle na Jesus met die vraag: "Here, waarom kon ons waarom kon ons hom nie uitdryf nie?" Nou, Jesus gee nie die skuld aan die duiwel se krag nie. Ek dink dit is die belangrikste eerste ding wat ons moet sê vandag, is dat Jesus het nie gesê, hoor, hierdie bose gees is te erg vir julle nie. Nee, hy sê ook nie die probleem was te groot nie. Hy sê nie die geval was nou vandag vir hulle te moeilik nie. Hy wys na die werklike probleem. Die werklike probleem wat tot vandag toe nog vir jou en vir my ook in die oë staan. Sy antwoord is eenvoudig. Hy sê, deur julle ongeloof. Deur julle ongeloof. Die grootste struikelblok is nie die grootte van die probleem nie, maar die kleinheid van jou en my geloof. Ons huiwerigheid om te glo. Om Jesus werklik te glo op wat hy sê. Ons dink dikwels, hierdie berg wat ek nou vandag in die oë kyk is net te groot. My situasie is net te hopeloos. My gesin kan definitief nie van hierdie ramp herstel. My siekte is eenvoudig net te ernstig. My sonde is hopeloos te diep vir God om my te red. Jesus kyk na die toestand van jou hart en na die toestand van jou geloof. Want 'n groot God het nie groot geloof nodig om groot dinge te doen nie. Hy soek net ware geloof. Jy sien, Jesus vra nie geloof so groot soos 'n berg nie, maar soos 'n
klein mosterdsaad. Het jy al gesien hoe klein is 'n mosterdsaad? 'n Mosterdsaad is geweldig klein. Dit is nie die grootte daarvan wat belangrik is nie, maar die lewe wat daarin is, die oortuiging in sy krag en in sy werking. Selfs klein geloof, 'n klein bietjie geloof, wat op 'n groot God kan vertrou, kan groot dinge vermag en verrig. Dit gaan nie oor hoeveel geloof jy het nie. Dit gaan eerder oor in wie jy glo wanneer jy vertrou. Jy mag dalk vandag sê, Here, my geloof is regtig swak. Here, ek verstaan nie alles nie en vandag staan ek liewerster terug. Here, ek is bang. Maar as jy jou klein geloof in die hande van 'n almagtige God plaas, kan hy daarmee, met daai klein geloof, berge versit. Berge is nie permanent nie, jy sien. Jesus sê, julle sal vir hierdie berg kan sê, gaan weg hiervandaan, daarna toe. Wat is die berg in jou lewe? Wat is die wonderwerk waarvoor jy God vertrou? Wat is die berg in jou lewe, wil ek vandag vir jou kom vra? Om in jou hart in te kyk en te vra, wat is vir jou te groot om vir Jesus te vra? Miskien 'n berg van skuld, 'n berg van vrees, 'n berg van depressie, miskien 'n berg van sonde, dalk 'n berg van finansiële nood. Miskien het jy 'n berg van gebroke verhoudings. Miskien het jy vandag ook 'n berg van siekte wat jy dra, wat jy God voor moet vertrou. Daardie berg mag groot lyk, maar hy is nie groter as God se vermoë nie. Wat vir mense onmoontlik is vir God moontlik. Gaan lees maar daar in Markus 10, vers 19 rond tot vers 21, waar Jesus dit self sê. Jy sien, die Rooi See was 'n berg. Jerigo se mure was 'n groot berg. Goliat was 'n berg. Die graf van Lazarus was 'n berg. Selfs die kruis van Jesus was 'n berg. Maar elke keer het God gewys dat geen berg vir hom te groot is nie. Jesus het gedemonstreer, geen berg is te groot nie. Jy sien, ongeloof beroof ons van wat God werklik in jou en my lewe kragtig wil kom doen. Ongeloof sê, dit sal nooit, ooit kan gebeur nie. God kan my nooit, ooit gebruik nie. Ek sal nooit voor mense kan praat nie. Ek sal nooit kan sing nie. Ek is te ver weg van dit wat God wil hê ek moet doen. Daar is geen hoop meer nie vir mense wat by 'n siekebed staan in ongeloof. Maar geloof sê, my God, wat ek in glo, die God van Abraham, Isak en Jakob, is groter. My verlosser leef rarig en hy is by magte om hierdie wonderwerk te kan doen. God is nog steeds op die troon. Hy kan doen ver bo wat ek en jy ooit kan bid of dink. Niks sal vir julle onmoontlik wees nie, sê Jesus. Is dit nie 'n kragtige woord nie? Is dit nie 'n vertroostende woord vir jou en vir my? Nou daarmee bedoel Jesus nie dat ons nou enigiets volgens ons eie wil kan vra of doen nie. Hy leer dat daar geen beperking is aan wat God kan doen deur mense wat hom werklik vertrou. Mense sien onmoontlikhede, maar God, Jesus, sien geleenthede.
Mense sien die graf, maar Jesus sien die opstanding van Lazarus uit die dood uit. Mense sien die kruis, maar Jesus sien verlossing deur die kruis. Mense sien die einde vinnig raak, en dan sien Jesus 'n splinternuwe begin. Ek moet afsluit. Miskien het jy vandag al moed verloor oor jou berg wat voor jou staan, wat nie wil beweeg. Jy kyk na die berg voor jou en jy sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer nie. Dis 'n goeie plek om te begin. Daar waar jy besef dat jy hom nodig het, Matteus 5. Geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. Jesus sê vandag vir jou, as jy geloof soos 'n mosterdsaad is, as jou geloof vandag so klein soos 'n mosterdsaad kan wees, en jy kan dit in sy hand sit. Nie geloof in jouself nie, nie geloof in mense nie, nie geloof in finansies nie, maar geloof in die lewende God, die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is groter as jou probleme, groter as jou verlede, groter as jou sonde, groter as jou vrees, groter as die berg wat vandag voor jou staan, wat jy met ongeloof bekyk. En daarom moenie vandag op die grootte van jou berg fokus nie. Fokus vandag liewer op die grootsheid van God en wat hy kan doen met jou bietjie en jou klein geloof wat jy in sy hand kom sit. Want die God wat die hemel en aarde geskaap het, sê nog steeds, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Dieselfde God wat die skepping beweeg het, sê vandag, niks sal vir jou en vir my onmoontlik wees nie. Mag hierdie boodskap jou vandag bemoedig en versterk. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he would carry you. If he carried the weight of the world upon his shoulders, I know my brother that he will carry you. Yes, I know my brother that he will carry you.